Wees nie bevrees nie, want ek is met jou. Kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Dit is dan ook hierdie God, wat jou vanoggend hier kom ontmoet. Genade en vrede vir julle van God onze Vader en onze Here Jesus Christus deur die Heilige Gees. Ons loflied nou, u kan sit en bly, is lied 334, verse 1, 2 en 3. God is liefde, juig ons harte. As u toevallig die woorde dalk ken, of as hulle regkom daar agter, is u welkom om dit saam te sing. Baie dankie. Die bekende evangelis Billy Graham was eendag genader oor probleme wat hulle gehad het met skole in Amerika, kinders wat nie beheer kon word nie. En hulle het vir hom gevra, wat is die oplossing? En hy het 'n baie interessante antwoord gegee. Hy het gesê, sit die 10 gebooie weer in die klaskamers. Laat die kinders net kan lees wat is reg en verkeerd. En daarom gaan ek ook vandag vir u die wet voorlees, soos ons dit vind in Eksodus 20. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beelde of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel of wat onder op die aarde is nie, of van wat op die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou nie voor hulle neerbuig en hulle nie dien nie. Die Here jou God is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak en die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here aan jou gegee het. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Nou is daar ook geleentheid waar ons skuld kan bely, en ek gebruik die woorde uit Romeine 7 as 'n skuldbelydenis. So vind ek dan hierdie wet in my. Ek wil die goeie doen, maar al wat ek doen is die slegte. Diep in my wese vind ek vreugde in die wet van God. Maar ek vind in my doen en late 'n ander wet, wat stryd voer teen die wet van my gees. Dit maak my 'n gevangene van die wet van die sonde, wat in my doen en late aan die werk is. Ek, elendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God al die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus, onse Here. Dan vind ons ook vanmôre, waar die skrywer in die boek van Efesiërs hoofstuk 2 sê, so het ons trouens vroeër ook almal gelewe. Ons is deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos
die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was, as gevolg van ons oortredinge, saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Uit genade is julle gered. Ek gaan nou, terwyl u sit en bly, aan u die 12 artikels voorlees. Ek glo in God die Vader, almagtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het, uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterwe het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo in 'n heilige algemene kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes en die opstanding van die vlees en die ewige lewe. So bely ons met dankbaarheid. Ons gaan nou luister na lied 292 vers 1 en 2. Baie dankie. Kom ons sluit ons oë, dan bid ons saam. Onse Vader wat in die hemel is, wat 'n voorreg om rondom die Bybel as gelowiges stil te word. U het ons geroep om hier te wees, omdat u met ons wil praat. U ken ons omstandighede en weet van elke kommer en vrees, wat diep in ons harte skuil. Oor die dinge kla ons teenoor mekaar. Ons maak mekaar bang, opstandig en bekommerd. Maar Here, u het die antwoorde wat ons nodig het, om weermoedig die koppe op te lig en die eise vierkantig in die oë te kyk. Help ons om hierdie geleentheid vandag te benut en te versterk, sodat ons u wil kan doen. Help ons om alle vreesagtigheid te oorwin en u in alles te soek en te erken dat u alleen ons lewe rig. Ons bid die dinge in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. My skriflesing vanmôre kom uit Psalm 22 en die van u wat die woord van die Here by u het, is welkom om daarin te blaai en saam met my te lees. Psalm 22. 'n Psalm van Dawid. My God, waarom het u my verlaat? Ver van my hulp roep ek en u antwoord nie. My God, ek roep bedags en u antwoord nie. Ook snags, maar ek kry geen rus nie. U is tog die Heilige wat woon waar die lofsange van Israel weerklink. Op u het ons voorvaders vertrou. Hulle het vertrou en u het hulle gered. Hulle het na u om hulp geroep en hulle is bevry. Op u het hulle vertrou en hulle is nie beskaamd nie. Maar ek is 'n wurm, nie 'n mens nie. Ek word deur die mense bespot en deur die volk verag. Almal wat my sien, spot met my. Hulle steek die lip uit, hulle skud die hoof en sê, laat dit aan die Here oor, laat hy hom red, laat hy hom bevry. Hy het mos behaag in hom. Ja, u het my uit die moederskoot uitgetrek, my veilig laat rus aan die bors van my moeder. Van my geboorte af is ek onder u sorg. Van die begin van my lewe af is u my God. Moet tog nie so ver van my af wegbly nie, want die nood is naby en daar is niemand wat my help nie. Baie stiere het my omsingel.
Sterkes van Basan het my omring. Hulle het hulle mond teen my oopgemaak soos 'n leeu wat verskeur en brul. Ek is uitgestort soos water. Al my beenderre raak los. My hart het soos was geword. Dit het gesmeld binne my ingewande. My krag is verdroog soos 'n potskerf en my tong kleef aan my verhemelte. En U lê my neer in die stof van die dood. Want honde het my omsingel, 'n bende kwaaddoeners het my omring. Hulle het my hande en my voete deurgrawe. Al my beenderre kan ek tel. Hulle kyk, hulle sien met welgevalle op my neer. Hulle verdeel my klere onder mekaar en werp die lot oor my gewaad. Maar U, Here, wees nie ver nie. My sterkte, maar tog gou om my te help. Red my siel van die swaard. My enigste uit die mag van die hond. Verlos my uit die bek van die leeu en uit die horings van die buffels. Het U my verhoor. Ek wil U naam aan my broeders vertel. In die vergadering U prys. Julle wat die Here vrees, prys hom. Al die nakomelinge van Jakob vereer hom. Ja, vrees hom. Al die nakomelinge van Israel. Want hy het die ellende van die ellendiges nie verag of verfoei en sy aangesig vir hom nie verberg nie, maar hy het gehoor toe die hom aangeroep het om hulp. Van U kom my lof in 'n groot vergadering. Ek sal my geloftes betaal in die teenwoordigheid van die wat hom vrees. Die ootmoediges sal eet en versadig word. Hulle sal die Here prys wat na hom soek. Mag julle hart vir ewig lewe. Al die eindes van die aarde sal daaraan dink en hulle tot die Here bekeer. En al die geslagte van die nasies sal voor U aangesig aanbid. Want die koninkryk behoort aan die Here. Hy heers oor die nasies. Al die grootes van die aarde sal eet en aanbid. Almal wat in die stof neerdal, sal voor sy aangesig kniel. 'n nageslag sal vir hom dien. Dit sal vertel word van die Here aan die volgende geslag. Hulle sal aankom en sy geregtigheid verkondig aan die volke wat gebore word. Want hy het dit gedoen. Die woord van die Here. Die titel van my prediking vanmôre is Waarom, Here? Broers en susters, baie van u het seker al daardie vraag gehad, waarom, Here? Waarom gebeur slegte dinge met goeie mense? Jy weet, ek het die afgelope 2 weke 'n pragtige klein babietjie begrawe. Die mooiste seentjie. En dit vat aan 'n mens, want 'n mens vra, waarom, Here? En hierdie week het ek my beste vriend verloor in die dood. En dan kom die vraag by mens op, waarom, Here? En baie keer voel dit vir ons asof die Here ons nie antwoord nie. Die menslike vraag waarom het beslis al in een of ander vorm, op een of ander stadium in ons lewens, of in ons agterkop, gehuiwer of bitter oor ons lippe gebars. Waarom, Here? U weet tog wat my ellende is. U ken my kommer. Meer nog, u weet tog wat ek begeer, Here. En u weet, Here, dat wat ek begeer is nie teen u wil nie. So waarom antwoord u nie? Waarom swyg u so? U het tog beloof dat u vir my sal sorg
U woord is vol van sulke beloftes. Waarom? Dan kom die vraag op, wat het van u geword, Here? Nog so 'n stem is die stem van die digter in Psalm 22, wat die agtergrond of werklike situasie van sy ellende aan ons daarso uitbeeld. Dit is egter baie duidelik dat hy emosioneel totaal uitgeput is. Dat hy fisiek gefolter is. Vermoedelik deur sy vyande. Dat hy al die dood in die oë gestaar het. En as ons die Psalm lees, kom ons agter dat hy op moedverloor se vlakte is. Hy het feitelik klaar boedel oorgegee wat die lewe betref. Maar wat vir hom die ergste is, was 'n ervaring dat God ver weg is. Meer nog, dat God begin swyg het. Verse 2 en 3 sê dit baie duidelik. My God, waarom het U my verlaat en bly U ver as ek om hulp roep? My God, ek roep bedags en U antwoord nie. Ook snags. Maar ek kry geen rus nie. Wat alles nog vir hom meer pynliker gemaak het, is die feit dat hy die God ken, wat so ver van hom af staan. Hy weet presies wie die God is, wat hy so sonder ophou aanroep. Dit is die God wat die geskiedenis met Israel gemaak het, wat vir Abraham, Isak en Jakob so goed was, wat hulle nooit in die steek gelaat het nie. Wat meer is, lees ons in vers 4, dat hy tot die God roep, wat tog veronderstel is om teenwoordig te wees, daar waar Israel se lofsange weerklink. Maar nou, waar is die God? Kyk, wil hy amper sê, die afwesigheid van 'n onbekende God sou dalk nog draaglik gewees het. Maar nou is die God wat hy ken, die God wie sy kinders nie alleen laat nie, wat sy kinders antwoord en vir hulle goed is. Hierdie God antwoord hom nie. En hy ken God nie so nie. Sy God maak eenvoudig nie so nie. Daarom klop iets iewers nie. En daar moet 'n misverstand wees. Iewers is iets nie reg nie. Waarom swyk God, broers en susters? Dit is 'n ervaring waarvan baie Bybelskrywers ook getuig. En 'n antwoord op hierdie vraag, dink ek moet ons eers versigtig wees om met 'n paar vinnige antwoorde na vore te kom. Want wanneer ons hierdie vraag probeer antwoord, staan ons letterlik op heilige grond. Wie in elke geval Psalm 22 wil verstaan, het iemand eendag gesê, moet eers saam met Christus gehang het en saam met hom deur die hel van God se verlatenheid gegaan het. Maar kom ons gee tog 'n paar versigtige treukies in 'n poging om iets te antwoord op hierdie vraag, waarom? In die eerste plek, broers en susters, swyg God soms omdat hy God is. God het nie ons toestemming nodig om dit te doen nie. Net so min as wat hy ons toestemming nodig het om te praat. Jesaja 55 vers 8 tot 9 sê dit tog duidelik. My gedagtes is nie julle gedagtes nie. En julle optrede is nie soos myne nie, sê die Here. Soos die hemel hoër is as die aarde, so is my optrede verhewe bo julle optrede en my gedagtes bo julle gedagtes.
Wie ken die bedoelinge van die Here? Dieselfde soort taal vind ons in die Nuwe Testament waar Paulus praat in Romeine hoofstuk 11 vers 34 tot 35 en hy sê daar, wie gee hom raad? Wie bewys hom guns sodat hy verplig is om iets terug te doen? God, broers en susters, kan nie in formules vasgevang word nie. Nog minder kan God ooit onder ons beheer kom of deur ons greep vasgevang word. Daarom, as hy swyg, wat kan ons eintlik anders doen as om ook te swyg? Tweedens, broer en suster, swyg God soms dalk ook omdat hy toornig is oor ons sonde en oor ons lewe. Dalk het hy in die verlede met ons oor ons lewe, oor sekere dade gepraat en hy bly praat op verskillende maniere. Maar toe wou ons nie hoor nie. Ons wou hom nie antwoord nie. Ons wou nie 'n keuse vir hom maak nie. En daarom swyg hy nou. Hy het naby aan ons kom staan, maar ons het uit eie keuse van hom af wegbeweeg. En nou staan hy weg van ons af. Ek sou graag wou sê, geliefdes, dat hierdie rede vir God se soms tydse swye glad nie waar is nie, of dat dit glad nie in die Bybel voorkom nie. Maar ek kan nie. Gaan lees maar die geskiedenis van God se volk in die Ou Testament. Oor hulle sonde, oor God se pleitredes deur die profete, en dan natuurlik oor die volk se reaksie. En dan God se swye. God swyg soms omdat hy toornig is. En weer moet ons dalk nie dan ook miskien hand op ons mond sit en maar net stil bly nie. Derdens, broers en susters, swyg God heel waarskynlik soms omdat hy weet dat geen antwoord nou vir ons die beste is nie. Die heel beste. Al verstaan ons dit nie. Een van my kollegas wat 'n dominee was, het een keer saam met 'n jong dominee gaan huisbesoek doen by 'n familie wat hulle kind verloor het en die kind het gesterwe. En soos jy weet, wanneer so iets gebeur, is die skok so groot, mens soek onmiddellike antwoorde. En die jong dominee wat saam met hom gaan huisbesoek doen het vir die familie probeer antwoorde gee. En hoe meer antwoorde hy gee, hoe kwaader het hulle geword. En hoe meer opstandig het hulle geword teenoor die Here. En dan kom ons by die punt waar ons sê, weet jy wat, die beste antwoord partykeer is om te swyg. Is om niks te sê nie. En net te weet, dat die Here is by my en hy dra my deur hierdie ding, wat ek nou in my lewe deurgaan. Dan is die beste antwoord om te swyg. Omdat God weet ons lyding nou, ons swaar kry nou, later in ons lewens vir ons baie sal beteken. Omdat hy 'n doel het met alles. 'n Doel met ons swaar kry en sy stilte. En as dit so is, moet ons dan nie miskien ook oorweeg om maar te swyg nie. En geen antwoorde te gee nie. En in die geloof te leef, tot God weer naby aan ons kom staan. Psalm 22, broers en susters, beantwoord hierdie waarom vraag egter ook op 'n ander manier. Op 'n baie meer troosryke manier. Want die Psalm sê ook, al sou God swyg omdat hy God is, al sou hy swyg as gevolg van ons sondes, al sou hy swyg omdat hy weet dit is die beste, al sou hy swyg in sy toorn. Dit verander nie 'n enkele greintjie
aan die trou teenoor ons of sy liefde vir ons nie. Want die digter weet, en dit sien ons duidelik uit vers 4, al ervaar hy God nie naby nie, al ervaar hy net God se swye. God is die Heilige wat woon in die lofsange van sy kinders. God is altyd by ons en op sy tyd sal hy ons antwoord. Presies soos wanneer die digter uitroep, U het my gebed verhoor, God, was toe al die tyd daar, toe hy gedink het, God was nie. God het hom gehoor, toe hy gedink het, God het sy gesig op hom weggedraai. In sy ellende het God hom toe al die tyd nie vergeet nie. Al het dit vir hom so gevoel, terwyl hy in daai situasie was. En hoe typies broers en susters, dit wat ons van God ervaar, wat ons van God dink, is so dikwels presies dit, wat God nie is nie. God is genadig, selfs in sy toorn. Al voel dit nie vir ons so nie. God het ons lief, al ervaar ons dit nie altyd so nie. Meer nog, God weet van ons. God weet alles van ons. Selfs dit wat ons die nodigste het. Al dink ons nie altyd so nie. En daarom, broers en susters, wanneer ons soos hierdie psalmskrywer meen dat God ons verlaat het, mag ons, nee, moet ons bid. Here, al voel dit of ek in 'n vakuum praat, dan praat ek nogtans met U. Al ervaar ek dat U ver is, roep ek U nogtans aan. Ek glo nogtans dat U my vriend is, al kom U nou so onbekend voor. Bly U nogtans aan my bekend. Nogtans. Dit is die woordjie, broers en susters, wat die verskil maak in tye wanneer ons God ver ervaar. Nogtans is eintlik niks anders as presies dieselfde woordjie geloof nie. Want dit is geloof, nogtans geloof, wat maak dat ons bly glo. Dat God naby ons is, al voel dit of hy ver is. Wat maak dat ons glo, dat God ons hoor, al voel dit op daardie oomblik nie so nie. En ek wil graag vir u 'n staaltjie vertel uit my eie lewe, en ek het dit al vir u genoem, maar ek dink dit is so toepassend vir vandag, dat ek gaan dit weer aan u voorlê. Toe ek 'n jong man was, in die weermag, is ek opgeneem in een militêre hospitaal. En hulle het 'n scan op my brein gedoen. En die spesialis, die breinspesialis, het iets daar gesien. En hy het besluit, hy moet opereer. En die aand voordat ek, ekskuus Suster Ina, ek het vergeet om die liggie af te draai. En die aand voordat ek geopereer word, kom daar 'n klompie jong mense by die hospitaal verby. En hulle kom na my bed toe en hulle vra vir my, mag hulle vir my bid? En ek sê, ja, bid vir my, ek gaan môre in vir 'n breinoperasie, dis 'n baie groot operasie. En die jong man staan langs my en hy lê sy hande op my en hy bid vir my. En die volgende oggend kom die dokters, sit my onder narkose. Hulle sny die regterkant van my skedel oop. En toe die breinspesialis dit oopmaak, is daar niks nie. Nou moet jy weet, hierdie is 'n geleerde man, een van die topmanne in Pretoria. En hy kyk na die scans wat hy gevat het, en hy kyk daar, en hy kyk weer na die scans, en hy kyk daar, en hy sien niks nie. En die man raak bekommerd. En hy besluit,
Hy gaan daardie gedeelte van my skedel toemaak, tydelik vir 'n week, en dan gaan hy oor 'n week dit weer oopmaak. Want hy wil van die professore kry om te kom kyk. Van die professore daar by die universiteit. Want dit maak nou glad nie vir hom sin nie. En toe hulle dit weer oopmaak na 'n week, toe sien die professore ook, daar's niks nie. 'n Wonderwerk van God. En weet jy, toe ek deur dit moes gaan, dan worstel 'n mens, dan vra mens, Here, waarom? Waarom moet dit met my gebeur? Hoekom moes ek deur dit gaan, Here? En nou dat ek terugkyk, in die tyd wat die Here stil was en my nie 'n antwoord gegee het nie, weet ek nou, dat vandag kan ek terugkyk en ek kan sê, daar is 'n groot geneesheer. Sy naam is Jesus Christus. En al het ek in daardie tyd, wat hulle my brein oopgemaak het, gevoel ek is alleen, die Here is ver, was die Here eintlik daar by my, en hy het my deur dit gedra. En vandag kan ek getuig van sy genade in my lewe. Waarom, Here? Ek sluit af. Die antwoorde wat ek vanoggend aan u gebied het, op die waarom vraag, broers en susters, is alles behalwe volledig. My antwoorde is maar net 'n poging. Ja, 'n menslike poging. Maar een ding het ek weer besef. Wanneer God swyg, praat hy dikwels die hardste met ons. Wanneer ons voel dat hy ver van ons af staan, staan hy eintlik by ons. Hoekom sê ek so? Hoe was dit met Jesus Christus aan die kruis en in die graf? Ook hy het die woorde van Psalm 22 hard uitgeroep. My God, waarom het u my verlaat? Ook hy het ervaar dat God weg was. Sy ervaring was egter nie net verbeelding nie. God was weg. God het hom in daardie doodsverlate graf laat ingaan. Hoekom? Sodat daaruit lewe kon kom. Vir hom en vir ons. Swy het gelei tot nuwe lewe, verlatenheid het gelei tot 'n ewigheid by ons Vader. So is dit dikwels ook met ons. Wanneer God lank geswyg het en ons daarom met hom besig was, met hom geworstel het God wel later geantwoord en het ons deur die proses soveel nader aan hom gekom. Ek weet nie, my broers en susters, waar u uself tans bevind in die lewe nie, op die geloofspad. Ek weet nie hoe u God tans in die lewe ervaar nie. Wat ek egter wel weet, is dat God se swye, soos in die Psalm, soos met Jesus Christus daar aan die kruis en in die graf, 'n voorspel is van 'n nuwe woord van hom. 'n voorbereiding vir 'n nuwe tydperk van seën in hierdie lewe. En die begin is van 'n nuwe fase in u en my geloofslewe. Maar laat ons nooit vergeet nie, God is soms 'n swywende God. Ons sal dit nie altyd verstaan nie, maar dit is hoe ons dit beleef. Ons sal nie altyd verstaan hoekom nie. Maar God is alleen God. In sy liefde en trou sal hy ons altyd vasvang en vashou. Al ervaar ons dit nie tans so nie. Hy weet die beste elke oomblik van ons lewens. Wie in geloof aan hierdie oortuigings vashou, al swyg God en bly hy swyg, sal ons net nader en nader aan God beweeg. Christus het gesterwe, Christus het opgestaan, Christus kom weer.
Amen. Kom ons sluit die oor en bid ons saam. Hemelse Vader, hoe vertroostend kan ons weet dat U, wat van geen wankel weet, ook nooit U verbond vergeet nie. Al U beloftes bly van krag tot in die duisende geslag. Waarlik, U trou sal nooit verander nie. Ook ons leef vandag steeds onder U hand van bewaring en versorging. Ons dank U dat ons na ons eie probleme kan kyk in die lig van U beloftes en U oorwinning oor ons stryd op aarde. Ons word dikwels moedeloos en bang, maar U weet in U seun het U vir ons die oorwinning oor ons teestanders en aanvegtinge betaal. Dankie vir geloof om nou moedig voort te leef en saam met U ons daaglikse worsteling te oorwin. Ons loof en prys U vir die goedheid en liefde vir sondaar mense wat kan weet dat in Christus ons ook behoue van ons toekoms verseker is. Ongeag wat met ons gebeur, weet ons dat alles ook in U hande is. En ons bid, Here, dat wanneer ons voel U is ver van ons, dat ons sal weet, U is eintlik by ons. En ons bid dit in die naam van ons Verlosser, Jesus Christus. Amen. Ek gaan nou geleentheid gee vir die offergawes om opgeneem te word. My broer en suster, ek bid dat die Here U gedurende hierdie week sal omvou met sy liefde en dat U sal weet, die Here is altyd by U deur alles wat U gaan en hy dra U deur. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Mag die Here U seën en behoed. Mag hy sy aangesig oor U laat skyn en U genadig wees. Mag hy sy aangesig oor U verhef en aan U vrede gee. Amen.